glad nie maklik nie. Kyk nee, die woord is altyd hard. En wanneer die woord uitkom van Christus, dan is dit 'n sterke woord. Daardie woord kom altyd net sterk uit. Amen. En ons kan dit nie verander nie. Amen. Ons kan dit nie verander nie. Dankie. Matthew chapter 9. Mattheus hoofstuk 9. Matthew chapter 9, Mattheus hoofstuk 9. As ons kry, moet ons sê amen. Amen. Die genesing van 'n verlamde man. Amen. Jesus. Ons lees vanaf vers 1 tot en met 8. Vanaf vers 1 tot en met 8. Jesus het toe in die skei geklim, die see oorgesteek en aan sy eie dorp aangekom. Hoor julle? Nee. As jy in jou eie, if you come close by to the city where you are born, then the first image is, who is he? To come and tell us about the good news. We know him exactly. He grew up here. He's a citizen of Walvisby. He's a citizen of this place. How come, how dare shall he come and tell us a good news? We know him already. He was a drunkard. He was a prostitute. She was what? It's the names the people are giving you. That is the first chapter. When someone saw you, when you come close by, in the city where you was born. Amen. Disasters is starting that time. Want die mense ken mos nie vir jou meer nie. Die mense dink mos net, daai ou Jonah, daai ou Sarah, daai ou Josephine, daai ou klinkie meid, wat ook al. Watter naam jou ma ook al vir jou genoem het. Hulle ken mos net hy klinkie meid. Hulle ken mos net hy Dion. Hulle ken mos net hy Reinhold. Hulle ken mos net vir hy Sarah. Hulle ken mos net die Sarah wat oor see gegaan het, of na Walvisby toe gegaan het, of na Keetmans toe gegaan het, of Suid-Afrika toe gery het, en daar die Here gaan ontmoet het, en wonderwerke gedoen het nie. Hulle ken mos nie hy ene nie. Hulle ken mos net 'n ou arm persoon. Die mense wat net gebedel het. Die mense wat nie kos gehad het nie. Hulle ken mos nee, sakata gaan die kapie. Hoekom het sy so hoog geraak? Wat het gemaak dat sy kom vandag hoog is? Wat het gemaak dat sy kom vandag kom 'n prediker geword het? Wie het vir haar gesalf? Is die name wat ons skryf. Amen. Nou Jesus skryf ook dieselfde. Maar hy sê mos nou in die gees. Hy lees mos nou in die gees, soos jy ook gaan groot geraak het dat Jesus in 'n ander stad en teruggekom het na jou stad toe. Amen. Maar God het vir jou teruggestuur, want hy sê, jy sal moet terugkeer na jou vaderland. Amen. Nou wat kom ek sing aankayo. Saan kom ek aankasit my. Hierdie sê nie word sy vir jou erken het nie. Nou het jy skielik uitgestuur. Nou het jy mos 'n hoër rang gaan gekry in Christus. Nou sal die Here mos vir jou weer terugstuur na jou plek toe, sodat die mense sien hoe hy vir jou vergroot het. Amen. In Muhammad, dat is wat vir jou nie sien nie. Those who doesn't acknowledge you must acknowledge you. Therefore, the Lord sent you back home. Amen. He brought me till this far.
Amen. So that they must acknowledge you. In angkati toto. Laat hulle jou kan ken. Dink jy sê dat hy ama, die was daar nie mis na nie. Nee, apostel Pingu, die pa Pingu. Sy pa, hy my pa se pa. Hy moet vir my vandag wys. Amen. Kung sino kali ka ngo apagkini teka kung sino mi hy moet vir my nou oortuig. Oh, sip ka di na kay guri kay di stami utra kay sa guri. Di ka o sip ka nga bang ngabikit may matra. Ora ko korang kas na ka. Ay Jesus che. Kabra mo ko te. Ni sita kan ni kuwe ampai asa giri step ni luister ni. Het alles my sien 'n probleem. So ek moet nou gou kom want my kind het nou baie hard geroep en gesê my pa se pa. So ek kan haar nie teleurstel nie. Amen. Amen. Soos die oudstes ook gesê het, Abraham, Jacob, Isaac se God. Amen. Nou kom die groot man in 'n storm waar hy gebore is. En daar is iemand wat baie siek is. Amen. Maar voor hy kom, onderskei die man diep in sy gees en hy sien, hey, hierdie mense is mense wat nie glo aan Christus nie. As mense wat nie glo aan wonderwerke nie. So nou moet ek hulle se geloof toets en ek moet vir hulle bewys sodat hulle kan glo dat ek verander het, dat ek groot geword het, dat ek die Messias is wat hulle wag. So ek moet 'n teken bring. Amen. Nou die man steek oor. Hy skyt, hy klim op 'n skyt. Tou hy dan waar op die. En dan gaan hy oor. Vers 2. Daar het 'n verlamde man wat bedlend was, na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: Vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. Amen. Om te kom aan antama hurami, tirabi kodete, ouche. Calm down, because the sins of yours is forgiven. Nou dah kemana aku dah kain lagi dosa. Hey, skrif geleerd terkunci. Dia kata buku. Amen. Nou sê hulle, vers 3. Party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat godlastering. Net omdat die man gesê het, want hy het hulle se geloof al gesien. Julle sien, skrifgeleerdes. Amen. Ons het ook vandag skrifgeleerdes. YouTube kunganqothi ukuthi kokwara khakasen. Misa, ngakuke skrifgeleerder ka. Kwakuke na Google. Tira paragraaf te kwatwa kabniat. Pausta kaisi kerk op kausa. Daar is 'n skrifgeleerder. Julle dink seker is manne wat hierdie skrif is mense, skrifgeleerde is mense wat naap. Jesus. Kai. Amen. Maak asof dit 'n waarheid is. Laat die mense glo wat hy praat is die waarheid. Nou Jesus kom sien aan die geloof dat hierdie mense hulle is ver van God af. Hulle is skrifgeleerdes. Nou die skrifgeleerdes dink aan hulle self al klaar. Okay.
Hasalara kulba ka. Of speel die man ook met die Here. He is just playing with the Lord. He is busy to play with the Lord. Amen. Maar ik kon een skrif geleerd kijk ngaboe. Tinete, goed bara klooi sau. Hoeveel van julle is vandag nie verlei die die skrif geleerd is en het agter hulle gehardloop. En toe jy jou oë gaan oopmaak, is jy ver van die Here af. Jy het alles verloor. Jy het die Bybel verloor. Jy het jou families verloor. Jy het jou geliefdes verloor. Jy het jou eie graf ook gesien. Jy is teleurgestel. Jy is hartgebroken. Jy is alleen. Jy is eensaam. Want jy het die hele tyd nie geglo aan die Here wat in jou is nie. Amen. Kyk kom hier. Is 'n groot probleem. Dis skrif geleerd kom toe gooi kansa. Ek sê vir jou, kagong ka anatira ka so maar goeie. Hulle trek hy lang skoene aan, want hy het was gister aan, soos hy skoen lank is, het hy die woord lank klaar geleer. Sodat hy kom, laat die skoene net moet praat, hy skerp mond, hy skerp bek skoene. Amen. Harap nga man, harap. Ander skoen is daar 'n ander skoen. Amen. Amen. Halleluja. As jy nie die gees het nie, as jy nie die gees van God dra nie, as jy nie die onderskeiding het nie, as jy nie wysheid van God het nie in jou, dan sal jy verdwaal. Amen. Maar die woord moet gelees word. En dan moet die woord, soos hy daar gelees word, moet die woord geleer word. Jy moet nie uit die Mattheus en weer in Lukas en weer in Johannes en weer in Openbaring. Dan maak dit, dan bring dit 'n confusion. Jy kan besef van 'n verlamde man lees en weer van 'n dogter wat opgetel is gaan lees. Wat van die verlamde man? Leer ons wat het presies gebeur met die verlamde man. Laat ons verstaan wat presies het die Here, watter krag het hy gebruik om die verlamde man uit te haal. Wat het presies daai dag daar gebeur. Ons wil die verhaal hoor. Ons wil nie van die verlamde man en daarna van 'n vrou wat maar siek was vir hoeveel jare. Nou, dis nie die vrou se storie. Ons jy het gesê Johannes en jy het gepraat van verlamde man. Opskrif sê verlamde man, nie 'n verlamde vrou nie. Ngoe karang matskam ngoe. Sarah sa tsomu to sa tsumuran kwa ka. Amen. O tani Sarah sa hura sa pita kay. Amen. Ons pas goed gaan. Amen. Daar is 'n skrifgeleerdes. Amen. Skrifgeleerdes sal vir jou vat en hy sal vir jou dwarspom so deur mekaar maak. Boom slaan en as jy uitkom, sien kon na dio. Wat was die kerk? Hoe was die kerk? Ons gesê sy toering ga. Jy raak eers kwaad. Jy is die ene wat eers kwaad raak, want jy weet nie presies watter skrif was vir die dag nie. Want die man het vir jou Johannes gelees, Revelation gelees, hy het Lukas gelees en hy het daar by Malachi uitgekom en toe later uit die Bybel uit. Die Bybel is toegemaak. Later is dit nou 'n skelstorie. Dit is dwarsbom geskel. En jy is al iets kwaad. Nou kom eers dit jou kan kom vra vir mama, hoe was die kerk? Jy wil die kind slag. Jy vloek sommer die kind dwars reg oor. Amen. Want jy is kwaad. Moenie met die kinders kwaad raak nie. Gaan raak kwaad met die skrifgeleerde. Amen. Ek leer nou nie vir julle oor verlamde vrou nie. Ek leer julle nou oor hierdie toneel. Daar het iets plaasgevind. Kom ons lees hierdie storie. Ons moet hierdie storie lees. Amen. Party van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat godslastering. Vers 4. Maar Jesus het geweet wat hulle dink. En hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte?
Huh? Ja? Sien julle? Dis nou nie oor die verlamde man se storie nie. In die verlamde man se storie is daar bekeerlinge wat nie bekeerlinge is nie. Daar is ook wolwe. Amen. Kyk, die regte Messia, die perd, die Messia Amen. is tussen die midde. Amen. Amen. Nou die manne ken nie. Amen. Hulle wat baie die Here ken. Jesus. Here homself is by julle. Amen. Amen. Is dieselfde vandag. Wanneer 'n ware Godsman kom, Amen. aan die tent van die Here, aan die huis van die Here, dan raak die Godsman, die kammer Godsman onseker van sy eie kerk. Amen. Amen. Jesus. Die man raak sommer kwaad. Jesus. Getuienis is vry. En die Godsman vat. En wanneer die Godsman begin profeteer, die ware Godsman, dan sê hy, ha, musie kakap, musie. Want die is my kerk. Dis my kerk, musie. Want hy sal nie so kom op my altaar mors soos jy wil nie. Amen. Daai storie steeds, dis daai storie wat hier aan die gang is. Die manne sê, hulle ken die woord. Die manne sê, hulle kan wonders en goed doen. Hulle ken, nou hoor julle wat sê hulle daar. Daar sê hulle, vers 3. Party van die skrifgeleerdes. Amen. Is ons daar? Party van die skrifgeleerdes het by hulle self, pastor Hugo Honoui, kerkepna. Same story. Die pastor het nou uitgevind, die man is gevaarlik. Die man is 'n regte Godsman. Hy sal nou my bombe nou uitlaat baba's. En my geheime sal uitkom. So ek moet nou iets maak laat hy van my altaar af weggaan. Amen. Prys die Here. Amen. Nou sê, dis nie oor die verlamde man nie. God wil net die waarheid oopmaak. Waar daar 'n ware Godsman kom, waar daar Jesus self instap, met die ware Godsman, daar sal die skrifgeleerders in hulle self begin dink. Jou daar op die kerk wat kyk na my rond. Die man het gekom om my kerk om leeg te maak. Net die man het gekom om my mense kom te vat. Nee, maar die man het gekom om my hele kerk om toe te maak, om my blikkies uit te haal. So ek moet hom nou iets maak, dat hierdie man swyg en gaan sit. Amen. Amen. Prys die Here. Hoor jy kon hokai? Kon ek ooit mapte? Kyk nee, ek het gekom om net vir julle te genees. Nou die ander pastoor sê al daar, God het my gestuur om hierdie, net hy sekere mens kom te help. En nou het ek die persoon opgetel. En dan het ek die mens geprofeteer. Waarheid vertel. Dis waar Papa kom roei. Die ander papa is vergeet. Nou het hierdie persoon gesê, dis waar Papa. Ek het deel in die kerk. Ek het hoeveel jare hier gedien, maar nie 'n boodskap gekry nie. Hey. Onmiddellik. As die man kom, moet hom glad nie in my kerk toelaat. Jesus, connect. My kerk. Ek het nie met 'n kerk gekom. Glory. Die is God se huis. Amen. Elke ieder en elke is vry om te sê wat God vir haar of vir hom gesê het. Amen. Ons kan nie vir onsself hier, ons het al lankal in gevangenskap gelewe. En ons is daar verlos. Want die verlosser het gekom op Golgotha. En ons is vry vandag. So ons moet vry in die huis van die Here beweeg. Sodat ons lewe so vry word. Amen. Halleluja. Amen. Prys die Here. Amen. Amen.
Amen. Sommige van hulle het gedink, jou die man is godlasterig. Maar hulle weet nie dat dit 'n ware God is wat ingekom het. Hoe gaan God godlasterig wees? Amen. Kom ons lees. Vers 4, maar Jesus het geweet wat hulle dink. En hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Dis 5. Wat is makliker om te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op en loop? Die rare goedjie. What is so moeilijk? What is difficult? What difficulties is in you? What is so difficult that you say, thank you Lord. Jy weet mos, hierdie persoon het jare swaar gekry. Jy weet mos, hierdie persoon het swaar gelei. Die persoon het net gehuil. Die persoon het in die reistool jare gesit. Hoekom is jy nie bly omdat die persoon gesê word, jou sondes is vergewe? Amen. Dit is 'n klein goeie. Hoekom is dit nie, dit is mos toch 'n lekker sak. As iemand sê, juffrou, jy sal nie meer hoor nie. Jy is nie meer 'n hoerder nie. Jy hoereer nie meer nie. Jy sal nie meer vloek nie. Is dit nie lekker wat jy weet hoe het Sarah in die straat rondgevloek? Nou as jy nie bly dat Sarah op ou gevloek het nie. Hoekom hinder daai probleem vir jou dat Sarah op ou gevloek het? En jy weet mos, Margareta het die manne, die vroue se manne afgevat. Sy was goed in haar blikkies en sy het hy poeier was sterk. Toe kom daar iemand wat sterker blik het. En kom sê vir Sarah, jy sal nie meer die manne afvat nie. Van vandag af sal jy my dien. Het sê Otjanga goed eens na ma. Wie is hy? Wat vir Sarah ken hy vir Sarah? Sarah, ons ken vir Sarah, ons is ons neighborhood. Het sê ons is nie worry of dit jou neighborhood is nie. Die man wat in my is, het gesê, Sarah het vandag ophou. Haar tokolossies het ook opgehou. Nou wat is dit? Ek sal mos in die lug gespring en gesê het, laat my kos kan sit. Okay. Amen. Of hoe maar. Ek sal mos bly gewees het, want die dat sy aangemet, dit is nie al hoe ja. Die dat sy aan het sê, my kos sit nie. Ek het dan ook, my finansies is ook nie reg nie. Amen. Ek sê, hoekom is julle nie bly vir sulke goed nie? Pastoor ook, hy kry swaar met sy kerkse mense. Nou het 'n godsman ingekom en die mense vertel wat die Here sê en profeties gesê en sy kerk in die rigting gebring. Dan moet hy sê, halleluja, prys die Here. Nou is hy bang, sy kerk raak leeg. Amen. Amen. Ngahurangwa kote, ngahurangwa. Hy praat nie oor hierdie verlamde man nie. Hy praat nou in die verlamde man, praat die Jesus nou baie dinge waarmee die mense sit. Wanneer iemand gehelp word, dan het ons ook probleme met dit. Wanneer iemand groei, dan het jy ook probleme. Wanneer iemand wat 12 jaar sonder werk was en werkloos was, werk kry en profiteer word en werk kry, dan is dit ook 'n probleem. Het sê, Makoi, die persoon het gebeter, die persoon het elke dag by jou suiker gevra. Nou het daar God ingekom in die lewe en die persoon begin ook op kompos. Daai kompos ook probleem. Het sê, ek verstaan hierdie mense nie meer. Het suiker, ek hoor tobe ngokoski. Sy vra nie meer suiker nie. Dan sê ek, het sê wat het gebeur, hoekom het